En was jy al gebyt deur 'n spinnekop gewees? Ja, ek is 5 keer gebyt. Dit is eintlik maar 'n skaars ding in die spinnekop wêreld. Meeste mense, spinnekop byt is nie naaste by so algemeen soos wat baie mense glo nie. Baie van mense in die spinnekopkringe is nog nooit gebyt deur 'n spinnekop. Die selfs al behandel hulle die spinnekoppe of hanteer die spinnekoppe. Spinnekoppe wil nie byt nie. Hulle sal slegs byt as hulle vasgedruk word en nie kan ontsnap nie. Weet jy van wetenskap? Dis atome wat skud en draai. Weet jy van wetenskap? Van sterre tot jou slimfoonskerm. Weet jy van wetenskap? Van selle tot die wolke boe. Weet jy van wetenskap? Let's go! Welkom terug, dames en here, en natuurlik ons Hadidas terug by Weet jy van wetenskap. Ek is julle gasvrou Anien van die Kerk en ek is so bly want ons het so lekker episode hier vandag vir julle. Ons gaan 'n bietjie oor spinnekoppe praat met meneer Rudy Steenkamp. Sal u self voorstel aan die mense daar? Ja, hallo, my naam is Rudy Steenkamp en ek is 'n taalpraktisyn by beroep. So ons proeflees tesisse van universiteite reg oor die land. Maar spinnekoppe en fotografie is maar 'n stokperdjie van my, so ek doen dit maar in my vrye tyd. So. En dit is nou, ek sê altyd vir die gaste, ek hou daarvan om elke episode met my premium blonde oomblik, dis nou om die mense in te lei, te begin. As 'n mens kyk na 'n spinnekop, hoe weet 'n mens iets is 'n spinnekop en nie net 'n muskiet of iets nie? Ja wel, in die eerste plek as dit vlerke het, is dit nie 'n spinnekop nie. So aragniede het almal 8 bene. So dis jou eerste teken. Maar nie alle aragniede is spinnekoppe nie. So aragniede het almal 8 bene. Hulle het 'n paar kaaktasters wat hier langs dit is basies soos 'n ekstra paar klein handjies. Hulle het 'n paar kaakklaue wat giftande het aan die punte en ja, basies wat spinnekoppe uniek maak van ander aragniede is dat hulle almal sy spin. Kyk, ander aragniede spin ook sy, maar dis nie, kom nie dieselfde plek uit. Ja. So spinnekoppe het hierdie spinorgane of spintepels wat ek noem hulle agter by die abdomen. En dis waar die sy kom. Alle spinnekoppe spin sy, maar nie alle spinnekoppe spin spinnerakke nie. Maar hulle gebruik die sy byvoorbeeld om eiersakkies te bou of om rond te travel basis, soos van een blaar na 'n ander een en om te balloon soos hulle dit noem. Hulle skiet sy in die lug en die wind vat hulle op in die lug en dit kan baie kilometers ver basis travel. So ja, alle aragniede het 8 bene. Hulle het nie antennae nie. So as jy nou byvoorbeeld antennae hierso sien beweeg of wat ek al, dis nie 'n spinnekop nie. Kyk, as 'n ding nou 6 bene het, is dit nie te sê dis nie 'n spinnekop nie. Hy kan dalk 2 bene verloor het, wat baie keer die geval is. Maar 8 bene is basies die telltale sign, as mens so kan sê. En hulle abdomens is ook nie, spinnekoppe se abdomens is nie gesegmenteer nie. En die pedipalpe waarvan ek nou gepraat het, of die kaaktasters in Afrikaans, word deur verskillende aragniede verskillend gebruik. Soos 'n skorpioen se kaaktasters is die kloue. Terwyl in spinnekoppe hierdie klein goedjies is wat gebruik word om te voel. Maar in skorpioene gebruik hulle die kaaktasters om prooi te vang. Terwyl in romans byvoorbeeld, dit lyk amper soos 'n 10de paar bene, omdat dit so lank is. So hulle gebruik dit ook om te voel, maar ook om prooi te vang. Hulle het hierdie suig organe op die punte, so dit plak basies, soos hierdie geweertjies wat jy nat lek en jy skiet, so dit plak aan die prooi vas. So, maar ja, 8 bene en 2 dele, 'n abdomen en 'n kopborststuk, terwyl insekte het 'n abdomen en 'n thorax en 'n kopborststuk. So insekte het 3 dele, spinnekoppe het 2. En nou gepraat van die liefde vir spinnekoppe wat ek so kan hoor. U is ook die voorsitter van die Spinnekoppe Klub van Suider-Afrika. Kan u ons 'n bietjie meer van daai klub vertel oor? Ja, kyk, ons gebruik maar gewoonlik die Engelse naam, maar jy kan die Afrikaanse naam ook gebruik, maar ek gaan praat van die Spider Club. Ons is in 1975 gestig, so is 51 jaar terug nou.
Is deur 6 mense gestig, onder andere Astrid Leroy, John Leroy, Ansie Dippenaars Koeman sal baie mense ken, sy is wyd bekend, skryf ook al hierdie veldgidse en so aan. En ja, vandag, ons het verlede jaar het ons 50ste verjaarsdag gevier, so dis nogal 'n groot deel. So ons fokus daarop om mense meer te leer oor spinnekoppe, maar nie net die groentjies nie, maar ook ons dra ook by tot wetenskaplike navorsing en ons werk met baie aragnoloë van reg oor die wêreld eintlik. So ons kuiter, as mens so sal sê, vir die groentjies of die mense wat niks weet van spinnekoppe af nie, maar ons dra ook by tot wetenskaplike navorsing deur met aragnoloë saam te werk. Ons het gewoonlik spinnekop, spider walks noem ons dit in Engels, spinnekop tours, sal seker die Afrikaanse woord wees, waar mense maar net by mekaar kom in die natuur en spinnekoppe gaan soek. En meer leer van hulle. Kinders kom baie keer na sulke goed toe met hulle netjies en hulle kom nou spinnekoppe vang en so aan. So as hulle nou 'n spinnekop vang en hulle bring dit na ons, sal ons vir hom sê, hom of haar sê, dis nou hierdie spinnekop en hulle doen dit en dis hoe hulle jag en dis hoe hulle paar en so voort. So die mense leer baie daaruit. En ja, ons het begin maar met slakpos en so aan in die 70er jare en vroeë 80s en so aan, om, jy weet, ons lede te kontak. En dit het toe natuurlik nou oorbeweeg na elektroniese formaat toe, en vandag is ons grootste ding is maar ons Facebookblad. So ons het nog steeds 'n klub waar mense moet inteken of jy weet subscribe en lede word. Maar deesdae is ons grootste volgeling maar op Facebook. So. Ja, die sosiale media. Gepraat van al hierdie goed, jy het ook hierdie uitstekende boek. Ek het nou die boek 'n bietjie laas jaar gelees. Dit is eintlik vir kinders bedoel, maar ek het nou self hom gaan koop. Hy het my net so aangetrek. Kan jy ons 'n bietjie vertel van die boek? Ja, dis 'n boek wat deur Strike Nature en Penguin Random House uitgegee is. Dis die derde een van 'n reeks van natuurboeke vir kinders. Die eerste een was hierdie een, Kids' Birds of Southern Africa, deur Helene Loon. Die tweede een was Snakes of Southern Africa, deur Johan Maree. En hierdie een is nou die derde een, hy is ook in Engels beskikbaar. En die volgende een gaan oor insekte gaan, wat deur, kan nou nie vrou se naam onthou nie, maar ja, die volgende een is oor insekte. En ja, dis maar, soos jy sê, dis 'n boek vir kinders, maar baie volwassenes, weet, koop dit ook maar, want, jy weet, ek het baie van voëls en slange geleer uit daai boeke uit, want ek weet bitter min daarvan. So, volwassenes leer ook maar 'n klein bietjie daaruit. En ja, dis basies maar 'n fotoboek. Is vreeslik baie foto-heavy. Wonderlike makrofoto's. Meeste van die makrofoto's is deur my geneem, maar van die spinnekoppe wat ek nou nie kon kry of al afgeneem het nie, het ons van die Spider Club se fotograaf afgekry. Ja, dit maar inleiding, jy weet oor hoe spinnekoppe jag, hoe hulle paar, waar hulle bly, wat hulle eet. En dan die tweede deel is nou natuurlik jou verskillende spinnekoppe, so die plantbewoners is jou tierspinnekoppe, jou lynx spiders. Dan het jy nou 'n kort beskrywing van elkeen, 'n beskrywing van hulle habitat, verskillende maniere hoe jy hulle kan uitken, jy weet, soos hulle oë, hulle bene, jy weet, hulle lyf, en interessante feit oor elkeen van hulle. En ja, dis baie informative. En hoe die besluit gekom om op kinders te fokus? Wel, in die eerste plek, ek is nie 'n aragnoloog nie, so ek weet nie eintlik genoeg van spinnekoppe om 'n boek vir groot mense te skryf of 'n wetenskaplike boek te skryf nie. So, ja, Strike het my gekontak oor die boek, nadat ek hulle gehelp het met een van Ansie Dippenaars Koeman se foto's vir haar boek. Toe het hulle gevra of ek sal belangstel om 'n boek vir kinders te skryf. Maar ook, weet, opvoeding begin by kinders. Jy weet, en as kinders is so avontuurlustig en hulle wil aan alles vat en alles weet raak en besigtig en so voort. So, jy weet, kinders is by nature nuuskierig, totdat mense vir hulle nou sê, hoorie, moenie aan daai spinnekop raak nie, of jy weet, skree op die kind en die kind raak bang en jy weet, ek moet wegbly van spinnekoppe af. En so ontleer hulle daai
daai natuurlike bewondering vir spinnekoppe in die natuur. So ek wil net daai vonk by hulle reignite of begin. Ja. Dit is wow, kyk hierdie ding. Ek het altyd gedink 'n spinnekoppie is, 'n groot, lelike, harige ding wat soos 'n Bobbejaan spinnekop is. Maar kyk al hierdie wonderlike spinnekoppe, die diversiteit daarvan. So ek wil net 'n bietjie, as daai kinders opgevoed is en hulle kinders op die ou ende leer om van spinnekoppe te hou of om hulle te bewonder of ten minste te waardeer en hulle leer hulle kinders. Jy weet, so gaan 'n mens dalk ontslaa raak van al die onkunde rakende spinnekoppe. Ja. En dan nog 'n vraag. Ons het nou laaste episode Dr. Butler hier gehad wat 'n bietjie oor biodiversiteit en die ekosisteem gepraat het. Wat se rol speel spinnekoppe in die natuur? Ja, hulle het 'n baie groot rol in die natuur. Grootliks hulle raak ontslaaf van peste. So hulle eet verskriklik baie insekte en ander geleedpotiges. Daar word beraam dat hulle eet tussen 400 en 800 miljoen ton insekte 'n jaar of prooi 'n jaar. So dit is basies soveel soos wat die hele mensdom, hoeveel vleis ons eet 'n jaar. So dit sal jou 'n idee gee oor hoeveel insekte of muskiete dit eintlik is om 800 miljoen ton, te eet. So ja, hulle raak ontslaaf van die peste. Baie van hulle is landboukundige peste of peste wat siektes versprei. So hulle beheer, hulle help in die landbou, hulle help om siektes te bekamp. En natuurlik is hulle ook kos vir ander diere. Ja. Soos voëls, akedisse, klein soogdiere ensovoorts. So hulle het 'n baie groot rol in die voedselketting. Hulle is nie heel onder nie, hulle is nie heel bo nie, hulle is daar in die middel, so. Ja, en dis mos waar die gevaar gebeur as iets in die middel verwyder word. Ja, exactly. En dan nog 'n vraag wat ek het is, hoe het die belangstelling in spinnekoppe begin? Ja, ek was ook maar daai kind wat baie nuuskierig was, so ek het knopies spinnekoppe in 'n bottel gesit en toe saam met my geraas en los hulle uit, hulle is giftig of hulle is dodelik. En eers sê maar so 15 jaar terug, seker 12, 15 jaar terug het ek weer my liefde vir hulle begin ontdek toe ek begin foto's neem het van hulle. En ek het daai foto's op Facebook geplaas op die Spider Club of Southern Africa en daar het van die kenners my geleer oor, bietjie meer oor hulle geleer. Dis nie net daai spinnekop nie, maar dis wat hulle doen. En hier's 'n interessante feit oor hulle en so voorts. So ek het op daai groep gebly en begin sien al die foto's wat mense daarso post. Soos, wat is hierdie? Ek kan nie glo dis 'n spinnekop nie. Kyk, ek het altyd gedink dis hierdie ding, maar kyk hoe klein is hierdie dingetjie en hoe kleurvol en kyk die groot oogies en so aan. So ek het veral met die springspinnekoppe wou ek graag hierdie foto's neem van hulle met die groot oë en hulle is een van die springspinnekoppe daai. So ek wou graag sulke foto's probeer neem. So toe het ek vir my 'n makrolens gekry en begin om spinnekoppe af te neem en deur daai lens sien 'n mens wonderlike goeters. Soos, wow, kyk, daai ding, wat is dit? Of wat doen daai ding? So mense begin vra. En hoe meer vrae ek gevra het, hoe meer het ek geleer van hulle. Hoe meer jy leer van hulle, hoe meer hou jy van hulle. En wat is van die interessantste feite wat jy al geleer het van spinnekoppe? Daar's baie interessante feite, maar ek kan byvoorbeeld 'n paar interessante spinnekoppe uitlig. Daar was byvoorbeeld die tussengety spinnekop. Hy kom in die suidkus langs die strande voor. Hulle bly net op rotsagtige strande. Hulle bly onder die water tydens hoëgety. So as die golwe sterk is, dan bly hulle onder skulpies. Hulle vat 'n skulpie en dan spin hulle die sy om die skulpie om dit waterdig te maak. So dan bly hulle onder daai skulpie totdat dit laagwater is, dan kom hulle nou uit en gaan jag klein krappies en onder skulpdiere. As die golwe swak is, dan hang hulle net onder 'n klip, maak 'n borrel om hulle abdomen en gebruik dit basies om deur asem te haal, amper so 'n scuba tank. Ja. So hulle is basies helfte van die dag onder water, onder soutwater. Dan kry jy natuurlik die visvangspinnekoppe wat ook baie keer naby water gekry word. Hulle sit met hulle voorbene op die water en lok vis wat dink dis kos. So sodra die vis hier naby kom, dan gryp hy daai vis en stoei hom en partykeer sal hulle soms self afduik in die water om die visse te vang. Dan kry jy die bolas spinnekoppe. Hulle
spinne basies 'n lang sydraad met 'n gomdruppeltjie op die punt. En die gomdruppeltjie bevat feromone van 'n spesifieke spesies van mannetjiesmot. So die mannetjiesmotte ruik hierdie ding, kom na hierdie ding, bolas toe, dink is 'n wyfiemot, en dan swaai hierdie spinnekop hierdie bolas en plak die spinnekop vas. Van ons spesies swaai eintlik die bolas, en dit skep, dit versprei basies die feromone makliker. Die interessante ding is, die spinnekoppe kan hierdie feromoon verander. So as hulle agterkom, hierdie spesies mot is nie beskikbaar in hierdie area nie, verander hulle die feromoon om 'n ander spesies te lok. Dis absoluut merkwaardig. Krimvarkie spinnekoppe doen dieselfde, maar hulle gebruik nie die bolas nie, hulle sit net daar met 'n feromoon en hierdie motte vlieg letterlik in hulle mond in. Basies, hulle hoef net te gryp. En dan kry jy byvoorbeeld al die kamouflering is natuurlik ongelooflik in die spinnekopwêreld. Daar is spinnekoppe wat lyk soos bas, spinnekoppe wat lyk soos takkies, grassade, selfs krimvarkie spinnekop is een van hulle wat soos grassaad lyk. En dan het daar selfs spinnekoppe wat lyk soos voëlmis. Jy weet, want niks sal voëlmis eet nie, so hulle plak teen die boom en lyk soos voëlmis en alles los hulle uit. Dan kry jy die nabootsers, wat byvoorbeeld goed soos mure is die algemeenste ding om na te boots. Kewers, selfs rispus wat hulle naboots. Die muurnabootsers is nogal interessant, want soos ek gesê het, hoe jy 'n spinnekop kan uitken uit 8 bene en nie antennae nie. Maar baie van die muurnabootsers lig hulle voorste bene, sit dit langs hulle kop en waai dit rond. En so lyk dit soos antenne van mure. En dan tel jy nou ook, daar's 3 bene en daar's 'n toraks selfs. Weet, dit lyk of die spinnekop 'n toraks het, soos 'n muur. Maar dit is nie. So hulle lyk baie soos mure, of gedra hulle partykeer baie soos mure, en ryk baie keer soos mure. Natuurlik met nabootsing kry jy 2 groot soorte mimicry. Jy kry aggressive mimicry en defensive mimicry. So jou defensive mimics lyk soos mure, omdat roofdiere nie eintlik mure soek nie. Kyk, jy mors nie eintlik met 'n kolonie mure nie. So hulle boots mure na basies om roofdiere te ontsnap. Maar dan kry jy aggressiewe nabootsing, wat hulle flous basies die prooi. So hulle eet die mure. So hulle sê ek's 'n muur en dan gryp hy hom, jy weet. So dan met kewers is oor die algemeen nie, hulle proe nie baie lekker nie. Baie van hulle skei slegte stof af, soos jou ladybird beetles en jou stinkgoggas en so aan. So jy kry spinnekoppe wat kewers naboots, en rispus is ook maar dieselfde, baie van hulle is giftig, baie van hulle skei irriterende haartjies af en so aan, so baie van die roofdiere los hulle uit. So gaan verskriklik, dan kry jy spinnekoppe wat spesifiek net spinnekoppe jag, spinnekopjagters. En hulle is baie spesifiek toegerus om spinnekoppe te jag, want spinnekop is 'n gevaarlike prooi om te jag. So jou tasterpoot spinnekoppe, pulp-footed spiders, is soos klein tanks byvoorbeeld. Hulle het die dikste cuticle van enige spinnekop in die wêreld. So selfs 'n spinnekop gaan nie eers deur daai vel kan byt nie. En dan kry jy spinnekoppe wat, kyk, as spinnekoppe rondbeweeg, los hulle sydraadjie agterna. Baie keer vir 'n maat om te volg, soos die mannetjie volg die wyfie sy feromone op hierdie sydraad. Maar nou kry jy ander spinnekoppe wat hierdie ding volg tot sy prooi. En soos wonderlike wêreld van spinnekoppe. Daar's so baie feite en interessante spinnekoppe. Ja, dis 'n ongelooflike diverse wêreld, die wêreld van spinnekoppe. Maar nou moet ek vra, hoe kry 'n mens al hierdie spinnekoppe om van foto's te neem vir sulke boek? En dan ook die makrofotografie, want ek sukkel as ek 'n spinnekop sien om hom met my foon af te neem. Ek moet inzoom en dan baie keer werk dit nie altyd nie. Ja, kyk, mense moet net vir hulle soek. Kyk, hulle wil niks met ons te doen hê nie, so hulle kruip maar weg vir ons en so aan. So baie van die spinnekoppe wat ek afneem, kry ek maar in ons tuin. Jy weet, onder klippe, in bossies, tussen graspolle, in bome. Ons gebruik ook baie keer 'n net, sweepnet. So jy kan die gras sweep, soos wat entomoloë maar vir basies vir goggas ook soek.
ons beat ook, wat hulle in Engels noem beat, so jy hou die net onder 'n bos of 'n boom en jy slaan dit met 'n stok, so alles op daai boom val in die net in. Ja, of ek kry die spinnekoppe op spider walks wat ons gewoonlik in Bloemfontein hou, of partykeer gaan ons so Kuruman toe of Noordwes toe of wat ook al om spider walk te hou, so ons kry baie van die goed daar. Maar baie van die interessantste spinnekoppe kom maar seker van veldwerk af van die arachnoloog van die Universiteit van die Vrystaat. So ek, een van my maats is sy arachnoloog daarso, hy het nou onlangs sy PhD gekry. So hulle gaan dikwels op veldwerk Noord-Kaap toe, Wes-Kaap, veral in Dumo toe, Noord-KwaZulu-Natal. Ek was een keer, so 5 jaar terug was ek bevoorreg genoeg om saam met hom te gaan KwaZulu-Natal toe vir 3 weke. So hulle bring partykeer van hierdie spinnekoppe terug. Hulle versamel die goed natuurlik om te ondersoek en te bestudeer en so aan. So baie keer maak hierdie spinnekoppe hulle pad nou lewendig terug. Partykeer word hulle dadelik in alkohol gesit vir om te bewaar of te preserveer. So hy bring baie keer vir my van die spinnekoppe terug. Dan sit ek hulle in dis soos 'n katsandbak. Blou katsandbak wat 'n klomp klippies in het en takkies en so aan. En die spinnekop hardloop daar rond en wanneer die spinnekop stil sit, dan begin ek nou foto's neem van die ding. So baie keer van hulle is nou nie in hulle natuurlike habitat nie, maar dit kan nou nie anders nie. Maar ek hou natuurlik, ek verkies dit om spinnekop in 'n natuurlike habitat af te neem, maar as die goed nou van KwaZulu-Natal of Limpopo afkom, het ek nou nie veel van 'n keuse nie. En was jy al gebyt deur 'n spinnekop gewees? Ja, ek is 5 keer gebyt. Dit is eintlik maar 'n skaars ding in die spinnekop wêreld. Meeste mense, spinnekopbyt is nie naaste by so algemeen soos wat baie mense glo nie. Baie van mense in die spinnekopkringe is nog nooit gebyt deur 'n spinnekop. Die sel sal behandel hulle die spinnekoppe of hanteer die spinnekoppe. Spinnekoppe wil nie byt nie. Hulle sal slegs byt as hulle vasgedruk word en nie kan ontsnap nie. Weet, of as jy hulle nou regtig te veel pla en hulle raak nou aggressief. Dit is die geval met my reënspinnekopbyt gewees. Dis voordat ek eintlik van spinnekoppe begin hou het, maar net begin het om hulle af te neem. So ek wou kyk as hulle aggressief raak of defensive eintlik, dan lig hulle voorbeen en hulle wys hulle tande. Jy weet, en dis wanneer jy moet weet, soos los my uit. En ek wou 'n foto daarvan kry. So ek het die spinnekop gepouk met 'n stokkie. En soos kom aan, lig nou jou bene. En die spinnekop wou toe eventually niks weet nie, spring op my hand en byt my. Dan is ek deur 'n breinknopie gebyt. Sy was in my hemp se mou gewees. Dit het basies maar net vreeslik gebrand. Maar ander mense sal nou natuurlik 'n bietjie gesweet of op die ergste 'n bietjie spierspasmas kry en so aan. Maar oor die algemeen met 'n breinknopie byt gaan jy nie hospitaal toe hoef te jaag nie. Swart knopie byt gaan jy 10-1, maar nie omdat dit dodelik is nie, maar omdat jy 10-1 iets vir daai pyn gaan soek. Dis verskriklik seer. Dan 'n langbeen sakspinnekop wat almal so vrees. Sy was, of hy was 'n mannetjie, was in die vou van my van ons kat is 'n kossak. En ek het die sak gevat en die spinnekop het op my duim gebyt en ek moes hom letterlik aftrek van my vinger af. En dit het my eintlik, weet, op daai tyd het ek gedink, o nee, nekrose, jou vel gaan vrot en so aan. So ek was gereed om hierdie ding, die hele proses te dokumenteer. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, niks gebeur nie. Jy weet, dag 5, ding is weg. Dag 4, dag 5, niks nie. Toe het ek begin belangstel in, maar hoekom het niks gebeur nie? En toe het ek begin bevestigde byte, sakspinnekopbyte navors. En ek het hier by so 20 of so het ek opgehou, ek het begin gatvol raak, want dit is dieselfde storie, niks gebeur nie. Jy weet, en bevestigde byt beteken ek, jy voel die ding byt, want sakspinnekoppe is nie pynloos nie. Party bronne sê so, maar dit is nonsens. Hy brand. Jy weet, soos meeste spinnekop byte brand dit. So dis die enigste manier hoe jy kan bevestig dat iets 'n spinnekop byt is, dat jy dit voel en jy sien hom. Jy weet, of jy weet, jy voel hom en soos, o, ek het daar hardloop hy by my broek uit of so iets. Jy weet, maar hy moet op heterdaad betrap word basies. En dan is ek deur 'n donker sakspinnekop gebyt, dis nie verwant aan die langbeen sakspinnekop nie. Hy was onder my tafel en ek het met my been teen hom gedruk en hy het gebyt. So 'n paar bietjie blaasies gemaak op die been en dis al. Dan muurspinnekop, muurvretertjie. Hulle is so klein. Ek het nie eens gedink jy goed kan byt nie.
Maar dis die enigste spinnekopbyt wat ek nie gevoel het nie. Want ek het gesien hoe loop hy op my vingerhare en hoe raak hy verstrengel in my vingerhare en die ding het seker gepaniek of iets, want ek sien hy buig af, hy buk af en byt my. En later is so 'n ou klein rooi kolletjie wat so bietjie gejuk het, 5 minute later was die ding weg. So wat het ek nou? Reënspinnekop, sakspinnekop, knopiespinnekop, donker sakspinnekop en muurvreter. Ja, dus my ergste een was seker maar die reënspinnekop gewees, want hy het my op die punt van my duim gebyt en hulle het 'n neurotoksiese gif, so dit tas die senuweestelsel aan. So op die punt van jou duim waar daar baie senuweepunte is nie eintlik die regte punt, maar 'n lekker punt om gebyt te word deur 'n neurotoksiese spinnekop nie. En baie keer as ek net my duim so liggies gestamp het, het daar 4, weet so amper soos as jy 'n shokpinkie stamp, maar so 4 of 5 keer erger as dit. En dan my hele voorarm het verlam geraak vir so 'n paar sekondes. En dit was maar die ergste een basies. En nou nog 'n ding wat interessant is die kykers ken nou vir Benno en Carla. Hulle albei is verskriklik bang vir spinnekoppe. Hulle roep my altyd in as daar 'n spinnekop is om dit vir hulle te vang. Carla het selfs vir my gesê, kan ek nie toe ek die boek op die tafel gehad het, kan ek nie omdraai nie want die ding kyk vir haar. Nou dis ook die ding en dis gebeur baie. Ek onthou op skool ook as daar 'n spinnekop in die klas kom, het die meisies geskree en te kere gegaan. En ek weet, hulle sê arachnofobia is een van die, ek dink hy is die mees algemeenste fobia. Is dit geregverdig op 'n manier? Of? Ja, kyk, mens kan nou nie sê vir mense wat om voor bang te wees of hoekom, want 'n fobie is maar irrasioneel. Ja. So mens kan nou nie eintlik sê enige fobie is geregverdig nie. Mense wat bang is vir knieë, jy weet, genofobie, mense wat bang is vir swaartekrag, barofobie. Ja. Jy weet, dit niks van dit is rasioneel nie, niks van dit is geregverdig nie. Maar spinnekoppe, dit is die nommer 1 fobie in die wêreld. En op 'n sin is dit nie geregverdig nie, omdat 99% van alle spinnekoppe is onskadelik. Jy weet, of het bitter min uitwerking op 'n mens. Jy weet, dit sal basies maar soos 'n muskietbyt of 'n bysteek wees of so iets en niks anders sal gebeur nie. So in daai sin is mense weet onnodig bang vir spinnekoppe, maar ek dink die fobie kom meer in, ek het al mense gevra soos hoekom het jy arachnofobie? Waarvoor is jy die meeste bang? Hulle sê dis maar die manier hoe hy beweeg. En ek dink is ook omdat spinnekoppe onvoorspelbaar kan wees. So hulle kan so beweeg in 'n oomblik en dan ewe skielik, jy weet, is hulle daar. So ek dink die mense hou van daai onvoorspelbaarheid nie. En natuurlik te veel bene dink ek speel ook 'n faktor. Ek dink die mense hou van dinge met te veel bene nie, of meer as 4 in elk geval nie. En ja, maar sodra mense begin agterkom hoe onskadelik spinnekoppe eintlik is, jy weet, verdwyn daai fobie. Is daar enige raad vir daai mense wat bang is? Opvoeding, jy weet, leer meer oor dit. Leer soveel as wat jy kan. Een van ons slogans vir die Spider Club is knowledge drives out fear. Weet, en hoe meer, soos ek vroeër gesê het, hoe meer jy weet van hulle, hoe meer begin jy hulle bewonder. En agterkoms is, maar die ding is nie skadelik nie, weet, en ons het eintlik net jy weet, al die gevaarlike of medies belangrike spinnekoppe, as hy beter term, is kan jy op een hand tel in Suid-Afrika. Ons het regtig so min. So alles anders is eintlik onskadelik. So ja, leer soveel as wat jy kan deur te lees, kyk dokumentêre oor hulle, sluit by Spinnekop Club aan, of 'n Spinnekop groep, daar's baie van hulle op Facebook. Spider Club is net een van die grootstes in Suid-Afrika in elk geval. Post, weet, neem hulle af. Sodra jy 'n kamera tussen jou en die voorwerp sit, is dit nie vir jou so erg nie. As jy deur 'n kamera besigtig in plaas van met jou eie oë, dan voel jy bietjie meer gemaklik. So neem hulle af, leer om 'n goeie foto's van hulle te neem, plaas hulle op Facebook, of vra ander mense wat ken, laat hulle jou 'n bietjie meer van hulle vertel. En ja, ek sal nie eintlik kontakterapie voorstel nie, weet jy, waar mense nou soos, hoor jy's bang vir 'n spinnekop, so sit hierdie spinnekop op jou hand en laat hy loop. Jy weet, vir 'n paar mense sal dit seker help, maar dit is te gevaarlik, nie vir die persoon nie, maar vir die spinnekop. Want die persoon kan uitfreak en jy weet, of klap, jy weet, en dan sal die spinnekop dalk byt. So ek stel nie kontakterapie voor nie, maar eer opvoeding is die beste manier. Ons het mense op die Spinnekop Club wat spinnekopkenners vandag is, wat op ons komitee al gedien het, wat
arachnofobe was en hulle het hulle vrees oorkom op die Spider Club deur net bietjie meer van hulle te leer. So, dis wonderlik. So eendag gaan ons Caroline Benno nog op die Spinnekop Klub ook kry, glo ek vas. Nou enige raad mense wat regtig belangstel in spinnekoppe, iemand wat dalk op skool sit of iets wat sê, "Jesus, maar ek sal hierdie wil doen vir die res van my lewe." Wat is 'n moontlike pad wat hulle kan volg in 'n studierigting? Ja, kyk, sover ek weet is daar nie 'n spesifieke arachnologie kursus in Suid-Afrika nie. Jy sal eers entomologie moet bestudeer. Ja. So entomologie is eintlik maar net insekte, maar jy weet van daar af kan jy nou uitbrei na spinnekoppe en besluit om te fokus op spinnekoppe. So jy begin met entomologie. Meeste universiteite in die land het 'n entomologie kursus. En dan besluit jy maar net om te fokus op spinnekoppe en taksonomie natuurlik gaan 'n groot deel van jou kursus uitmaak. So weet hoe om spesies uit te ken onder 'n mikroskoop en jy weet dan tot 'n spesievlakte ID of te sê dis 'n nuwe spesies te beskryf. Die nuwe spesies is baie meer algemeen in spinnekoppe as met mense dink. Ons het op hierdie Spider Walks het ons al nuwe spesies ontdek. Mense wat op Facebook post het nuwe spesies al ontdek. Ek het al 'n paar nuwe spesies ontdek. So dit gebeur baie. So versamel maar partykeer spinnekoppe, stuur hulle ook na kenners toe, na universiteite toe en so aan. En laat hulle dit vir jou identifiseer. Daar's 'n vioolspinnekop wat byvoorbeeld deur 'n gewone vrou gekry is in haar bad in Gauteng en die spinnekop is na haar vernoem. Sy was nie 'n arachnoloog nie. Maar ja, soos ek sê, begin met entomologie of dierkunde, wat ook al, en van daar af moet jy nou maar self jou supervisor of jou studieleier basies vra om dat jy op spinnekoppe fokus. Nou, eintlik voor ons begin met die sameswering teorie wat die gaste nou so goed ken vir die tannies van Facebook. Ons sê altyd, ons gee vir hulle 'n deel van die episode. Ek wil net hoor, waar kan mense as hulle belangstel in die boek in die hande kry? Hy is beskikbaar in meeste groot boekwinkels, Exclusive Book, Bargain Books, Wordsworth. Maar jy kan dit ook online bestel by Strike self of by Penguin Random House of Takealot, Amazon, jy weet, is oral online beskikbaar basies. Uitstekend. En as jy mense belangstel om vir 'n Spider Walk te gaan? Ja, sluit maar aan by die Spider Club. Ons het 'n events tab, so ons skep gewoonlik events met 'n postertjie en so aan. As jy registreer tot die Spider Club, sal behoort jy 'n e-pos te kry as daar 'n Spider Walk of 'n ander event in jou area is. En hou maar net ons groepe dop. Ons webblad het ook 'n events tab wat jy kan kyk, is spiderclub.co.za. So jy kan maar daarso kyk. Ons het nou 15 Maart het ons volgende een in Bloemfontein. Teen die tyd wanneer hierdie op YouTube sit, gaan dit nou obviously verby wees. Maar dit gaan in die botaniese tuin wees. Ons hou gewoonlik ons goed in die botaniese tuin, want ons het 'n verhouding met hulle en omdat daar soveel wonderlike spinnekoppe daar is, so ja. Baie dankie. Nou kom ek kry hierdie tinfoil van ons uit. So die mense weet, 'n mens mag enigiets sê as 'n mens die hoed op het en hulle mag nie oordeel nie, want die hoed gee 'n mens immuniteit. Okay. Gedog jy gaan dit opsit. Maar okay. Ja. Okay, enige samesweringsteorie wat 'n mens Ja, ek sal dit nie sameswerings noem nie, maar meer mites en so, daar's so baie conspiracy. Ja, mites en valshede en so aan oor spinnekoppe. Een wat elke jaar sy kop uitsteek op sosiale media is die van die vioolspinnekoppe. Jy weet, en dit gaan altyd gepaard met hierdie duim wat so afvrot en so aan, en spinnekoppe, vioolspinnekoppe invade nou die huise in Suid-Afrika omdat na die reën en so aan. Daarin kom al van die vroeg 2000s af. Jy weet, daai mite. En daai foto's van die wond, dis deur 'n slang. Dis 'n slang byt gewees. Die spinnekop in die foto word nie in Suid-Afrika gekry, dis 'n Amerikaanse spesies, die brown recluse spider en so aan. Dan sal die een, ek het hom nogal lank terug gesien, maar hy steek ook sy kop altyd uit. Die familie van 4 of 5 of wat ook al wat dood is nadat hulle koffie gemaak het van die vioolspinnekoppe, nadat vioolspinnekoppe in hulle ketel verdrink het.
absolute nonsens, want ek gaan nou die Engelse woorde hier gebruik. Spinnekoppe is venomous, hulle is nie poisonous nie. In Afrikaans sal jy eintlik sê hulle is verneig en nie giftig nie, maar almal verneig gebruik 'n mens deesdae net in die figuurlike term, soos daai vrou se kommentaar is verneig, weet, of so iets, of sy is 'n verneinige persoon. Maar so jy kan soveel spinnekoppe eet as wat jy wil, jy gaan niks oorkom nie. Jy weet, die spinnekop moet jou byt vir daai gif om in jou bloedstroom in te gaan. So ja, ook absoluut nonsens. Hierdie mense versprei maar basies die goed om likes en shares te kry op Facebook en so aan, en jy weet, ek weet nie of hulle geld kry daarvoor of wat ook al nie, ek weet nie wat die punt daarvan is om sulke nonsens te versprei nie, maar daar is so baie nonsens. Dan is daar algemene mites soos die ander een is jy eet 8 spinnekoppe 'n jaar gemiddeld. Jy weet, en daai ding word nog steeds versprei, en die interessante ding is, die vrou was Lisa, ek kan nie van onthou nie, sy het dit in 1993 begin, met die doelwit om te kyk hoe valshede versprei. So sy het geweet dis vals, en sy het dit daar buite gesit om te kyk hoe die internet, en dis in 1993, vroeë dae van die internet, en daai ding versprei nog steeds. Ek dink my ouma het dieselfde storie al vertel. Dis ook absoluut nonsens. Kyk, ek kan nou nie sê dat jy nie, dat spinnekop nie dalk in jou mond gaan in, as jy insuig of so iets nie, maar oor die algemeen soek 'n spinnekop wil nie in jou mond wees nie. Hy gaan nie daarin kruip nie, dis te nat, dis te vochtig, jy weet, hy wil nie daar wees nie. Dink dat spinnekop buite pynloos is, soos ek vroeër gesê, dis ook nie waar nie. Baie van hulle is pynloos, maar die meeste, dit is nie meer jou groot spinnekop, en so jy gaan dit voel. Jy dink dat die langbeen spinnekop is die giftigste spinnekop in die wêreld, maar hy kan jou nie byt nie, is ook nonsens. Hy kan jou byt. Ons het 'n paar bevestigde byte van langbeen spinnekoppe, veral jou groot is. Maar hulle gif is nie medies belangrik. Dit doen so 'n muskietbyt basies. En dan natuurlik die gevaar van spinnekoppe, jy weet, dit word natuurlik heeltemal oordryf. Onlangs was daar nou die baie hartseer geval van die slangvanger wat dood is. Hy het vermoed dit was 'n spinnekopbyt. Hy het blaase agter sy oor gekry, en hy het vermoed hy het dit gekry terwyl hy in 'n hok rondgekruip het. En dadelik, Netwerk 24 het my gekontak vir kommentaar voordat hulle storie gepubliseer het. Toe sê ek, dit is 10 nie 'n spinnekop nie, want hy sou dit gevoel het. En daar is meer algemene oorsake van blaasies, weet, soos 'n virus of bakterie, of een of ander insek, weet dalk. En ongelukkig is die man toe nou dood, en die dokters het bevestig, en sy familie het bevestig, dat dit 'n virus was. 10 wat deur gordelroos is ook 'n virus. Dit het dalk vererger of iets, maar spinnekop was nie betrokke nie. Maar tot vandag toe nog, as jy daai storie, as die mense die storie versprei, spinnekop. Ja. Jy weet, en alhoewel die dokters en die familie dit bevestig, dit is nie 'n spinnekop nie, gaan daai ding aanhou om versprei te word. En as ons vir mense sê in die toekoms, niemand in Suid-Afrika is nog dood van 'n spinnekopbyt nie, gaan ons sê nonsens, daai man is dood. Huisgenoot het dit gesê. Jy weet, Volksblad het dit gesê of whatever. Dis nee, dis nie waar nie. Jy weet, so baie van die goed het ons veg altyd die onkunde deur mense meer te leer, en mense raak partykeer maar 'n bietjie aggressief as jy vir hulle sê, hoor, jou ouma was verkeerd. Ja, dis waar. Ek is jammer om te sê, maar jou ouma moet deurleer oor spinnekoppe. So, daar is maar 'n paar van die mites wat ons mee sukkel. Baie dankie. Hierdie was so interessant, en ek dink Lukas daar agter is ook bly. Hy het nou sy oomblik in die son gehad. Noel, die krokodil daar, is jaloers nou, so iewers gaan ons seker 'n krokodil episode ook moet inwerk nou. Maar baie dankie. Moesier, dankie dat ek hier kom wees. Weet jy